Welkom in my Afrikaanse klas. Nou vandag se les gaan oor woordeskat, vocabulary. En ek weet vir party van julle is dit 'n vloekwoord. Maar dit is so belangrik. Ek kan nie vir julle genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is dat jy jou eie woordeskat moet opbou en ek wil amper sê daagliks daaraan werk. Ek wil net iets met julle deel oor my eie ervaring. 2 goed. Toe ek besef het dat my Engels het werk nodig. Ek het op die platteland groot geword, rural areas. English was spoken for self-defense. Not always the correct pronunciation, things like that. I realized, because I wanted to study languages and music, I realized I will have to work at my command of the English language. And I did 3 things. I started reading in English. I started listening to English radio. And I started learning, literally, intentionally learning new words. Now, on that topic, I want to tell you my experience or what I've observed when I was at university, probably 100 years ago. I was in class with a number of theologians that were studying to become ministers of religion. And in those days, they had to choose between Hebrew and Greek. And they had to learn those 2 ancient languages. They had to translate pieces out of the Bible into those languages. How can you do that if you don't have the vocab? So what I saw was fascinating, because these guys were walking around with little bank bags with cards. Then they will have the Afrikaans word on the one side, and on the back side they will have the Greek word. And wherever you saw these guys, whether it was 2 minutes between classes or having a cup of coffee or whatever, they would, when they had a chance, they sat with their little bank bags and their words, and they studied it, they memorized it. There's this myth that you will just absorb the language. And it is true. Children, little ones, have this uncanny ability to learn many languages. It's very interesting. They say the research shows us that a child can learn, a small child can learn 3, 4, 5 languages at the same time, as long as it's consistent. If the mother speaks English to the child, the mother must always speak English to the child. If the dad is speaking Zulu to the child must know, my dad is always going to speak Zulu with me. If the au pair is speaking French to the child must know that the au pair is only going to speak in French with me. But as we grow older, it becomes more difficult. And the understanding, the words must be learned intentionally. So there's no other way. Fortunately, we have things that can help us. Why do we need vocab? Why do we need words? To help us communicate. This communication, if I have the words, I can communicate in all areas
I can read better, I can listen and understand better, I can speak it better, I can write it better. What is the end goal? Those two. Your orals and what you can write, whether it's literature, comprehension, summaries, whatever the case may be. Kyk net na hierdie wonderlike woorde. Hierdie gaan nou alles oor geslag, mama, papa, oom, tannie, koning, koningin, Hanks, Mary, whatever, daar's 'n klomp woorde hier wat wonderlike woorde is wat jy kan gebruik as jy dit verstaan. So, ek wil gou vir julle wys, hierdie 2 boeke is, selfs al het jy net een van die 2, gaan dit vir jou ongelooflik baie help as jy intentioneel werk met jou woordeskat. So kom ons kyk, wat kry ons in die Handbook and Study Guide? Nou as jy kyk op bladsy 97 tot 115, is daar temas. Hier is 'n lys van die temas. Ek wil nou nie vir julle verveel daarmee nie, maar dis byvoorbeeld dae van die week, seisoene, maande, maaltye, middagete, ontbyt, aandete, tye van die dag, nou, soggens, smiddags, saans, uurliks, daagliks, maandeliks, dis woorde wat jy ook kan gebruik, wat baie keer gevra word in jou taalvraestel. Kleure, familielede, kamers of vertrekke, soos 'n kombuis is die plek waar jy kos maak, 'n eetkamer is die plek waar jy eet, 'n slaapkamer, 'n sitkamer, 'n badkamer. So dit help jou om jouself net beter uit te druk. Daar's temas oor meubels. Wat noem ek die ding waarop ek slaap, of die ding waarop ek sit? Toestelle, 'n mikrogolfoond, 'n elektriese menger, huishoudelike items, soos beddegoed, lakens, tafeldoeke, servette, klere, juweliersware, jewelry, oorbelle, halssnoer, ring, horlosie. Dit help jou om die woordeskat te kry. Kos, troeteldiere, beroepe. Wat is an accountant in Afrikaans, of 'n chartered accountant in Afrikaans? Gaan kyk 'n bietjie. Dis 'n geoktroeëerde rekenmeester. Jy sal dit nie sommer net absorbeer uit die lug uit nie, jy moet dit gaan leer. Mediese sake, dinge rondom skool, daar's 'n tema oor die matriekafskeid, daar's 'n tema oor sport en stokperdjies, oor die tienerjare. Almal is verskillend, oor reis, vakansies, die wildtuin, die weer, die nuwe Suid-Afrika. So kan ek aangaan. Literêre terme, nuttige werkwoorde, byvoeglike naamwoorde. Daar's 'n hele tema oor ander woorde vir lekker. Die kos is lekker. 'n Ander woord sou wees, die kos is baie smaaklik, of die kos is baie geurig. Jy gaan dit nie van self weet nie. Al die temas rondom aardrykskunde, geskiedenis, dis die vakke wat jy kan neem op skool. Biologie, wetenskap, wiskunde, woorde vir die nuwe tyd. Hier is al die neologismes of nuutskeppings. New words, if I think Gupta Gate. So, dis so belangrik. Nou die voorstel wat ek wil maak, is dat jy vir jouself 'n doel stel, om
sê nou maar, as jy in graad 7 of graad 8 begin met Handbook and Study Guide, en jy vat een tema per week, en jy leer daai woorde, en jy gebruik daai woorde, dink net wat 'n ongelooflike woordeskat gaan jy hê aan die einde van matriek. Goed, die blou boek, hy het ekstra temas, daar's byvoorbeeld 'n hele tema oor alternatiewe, dis ook maar byvoorbeeld ander woorde vir bekende woorde. Hulle praat oor karaktereienskappe. Hoe gaan jy jouself beskryf? Want byvoorbeeld aan die einde van die jaar, as die moderator kom vir die mondelinge moderasie, dan is dit een van die goed waaroor jy 'n gesprek kan voer. Enige van hierdie onderwerpe, aktuele sake, emosies, hoe praat ek oor wat ek voel, vriendskap, en dan hier, byvoorbeeld hierdie goed, is baie net na matriek. Ek weet, dis een van die goed wat julle op die vorm moet invul, byvoorbeeld vir die IEB se moderasie. Wat gaan jy na matriek doen? Nou, hoe wonderlik as jy die woorde het om hierdie goed te verduidelik. So, ons het gepraat, die belangrikste ding wat ek vandag by jou wil probeer tuisbring, is dat jy moet intentioneel aan jou woordeskat werk. Intentionally. It's not going to happen by itself, and you will have to take steps in order to help you. Hoe lyk jou Afrikaans? Hoe lyk jou Afrikaans? Het jy die vermoë om idiome te gebruik? Het jy die vermoë om uitdrukkings te gebruik, om humoristiese dinge in te sit, om lekker woorde te gebruik, soos 'n mosbolletjie brood, of itermagog, of daar's sulke ongelooflike woorde in Afrikaans. My gunsteling is jou niksnits, né? Daar's net, jy kan vir jouself uitdruk in Afrikaans soos in geen ander taal nie. So, hoe lyk jou Afrikaans? Gaan jy intentioneel aan jou woordeskat werk en beter verstaan, beter praat, beter skryf, of gaan jy nou maar net jou hande in die lug opgooi en sê nee, dis te erg? Die keuse is joune, soos in alle dinge in die lewe. It's your choice. I hope this helped you a bit to get to know where can I look for things to learn. These two books are really precious things to help you. Tot 'n volgende keer.